Liewe vriende, dit is weer eens 'n wonderlike voorreg om saam met u te kan wees en om so saam met u te kan kuier rondom die woord van die Here. Dit bly altyd net een groot voorreg en ons is dankbaar vir die Here, vir die voorreg wat hy vir ons gee. En ek glo dat deur die hele bediening van Kruiskyk dat u geseën word deur na verskillende predikers te kan luister, na wonderlike sang te kan luister en getuienisse te kan hoor van wat die Here besig is om te doen. Jy weet, en dis wonderlik want as ons die koerante oopmaak, as ons na die nuus luister, dan is alles negatief. Dis doodslag, dis misdaad, dis korrupsie en al die dinge. En dan wil 'n mens baie keer vra, waantoe is die wêreld op pad? Maar die groot fout wat ons maak is, ons hoor nie altyd wat die Here besig is om te doen, te midde van die agtergrond van korrupsie en misdaad en al die negatiewe nuus nie. So daarom is ons dankbaar vir die Here, vir die bediening van Kruiskyk, wat goeie nuus uitsaai, en dit in u taal uitsaai, sodat u kan hoor wat die Here ook in hierdie dae besig is om te doen. Die Here seën vir u, bly altyd ingeskakel, bly altyd op hoogte van dit wat die Here besig is om te doen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons kom in hierdie dag voor u en ons sê vir u so dankie dat ons so bevoorregte mense kan wees. Dankie Here dat ons op soveel verskillende maniere, verskillende platforms kan gebruik om met mekaar te kan kommunikeer. En Here, dit is eintlik so wonderlik, as ons dink aan die bediening van Kruiskyk, dan Here, is dit asof mense wat natuurlik nie mekaar ken nie, tog naby mekaar gebring word, dat ons met mekaar kan assosieer, dat ons vir mekaar kan sê, kom ons dien die Here, kom ons bemoedig mekaar en ons loop die pad van die Here. En dit is so wonderlik, Here, want ons besef uiteindelik gaan dit nie oor my kerk of iemand anders se kerk nie. Dit gaan nie oor my leier of die ander gemeente se leier, dit gaan oor die Here. En ons is gered deur die bloed van Jesus, ons is gered omdat die Here ons vergewe het en ons aangeneem het, en ons sê vir u dankie daarvoor, en daarom kan ons, Here, as 'n breë kerkfamilie hier in die land, kan ons saam kuier rondom die woord, kan ons mekaar bemoedig, kan ons saam met mekaar bid, kan ons vir mekaar intree, en Here, kan ons saam die naam van die Here groot maak, want dit is tog immers ons roeping, en dit is om die Here te loof en te prys vir al u goedertierenheid wat u aan ons bewys. Dankie vir hierdie geleentheid. Dankie dat ons ook kan vra nou dat u vir ons vergewe waar ons u teleurgestel het, waar ons gesondig het in u, dat ons kan bid en vra, Here, wees u vir ons genadig asseblief, wees u vir ons barmhartig. Vul ons met die Heilige Gees, deurweek ons met die Heilige Gees, Here, sodat ons die vrug van die Gees in ons kan hê, en dat ons die gawes van die Gees kan beoefen. Here het gesê in die woord, as ons wandel deur die Gees, dan sal ons nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. En dit, Here, is die begeerte van ons harte, om deur die Gees te wandel, om deur die Gees gelei te word, sodat wat ons ook al doen, wat ons ook al sê, dat dit die wil van die Here sal wees. Help vir ons daartoe. Seën elke kyker, Here, ons bid en vra dat u hand van bewaring oor elkeen kom hou. Ons bid dat u hand van genade oor elkeen kom uitsteek. Ons bid, Here, daar waar nou behoefte is, daar waar nou 'n krisis is ons gebed dat u, Here, barmhartigheid sal bewys, dat u genade sal bewys, dat u, Here, iemand wat nou sê, ek is nou op 'n laagtepunt, dis my gebed dat u so iemand na 'n hoogtepunt toe sal neem. Here, want ons dankie dat ons weet, dat al die storms wat daar woed, dit hou nooit vir altyd aan nie. Die Here maak die storm stil, en ons prys u daarvoor. Seën dan nou elkeen, seën ons saam wees, Here, en laat u naam net verheerlik word, in Jesus se naam. Seën die woord, en ook die verkondiging daarvan. Amen. Amen. Nou, liewe vriende, ek wil graag saam met u lees hier in 1 Samuel hoofstuk 17, 1 Samuel 17, ek lees vanaf vers 32 tot en met vers 39. Dis die verhaal van Dawid en Goliat, maar dis nou net voordat die geveg plaasvind, wat ons wil kyk na die vooraf gebeure hiervan. So ek lees 1 Samuel 17 vanaf vers 32 tot 39. En Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed tog nie ter wille van Goliat sink nie. U dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg.
Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun, en hy is 'n krygsman van sy jeug af. Daarop sê Dawid aan Saul, u dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar 'n leeu of 'n beer kom, en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan, en verslaan hom, en ruk dit uit sy bek uit, en as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard, en verslaan hom, en maak hom dood. U dienaar het die leeu, sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn, sal dit gaan, net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. En Saul het Dawid sy klere laat aantrek en 'n koperhelm op sy hoof gesit en hom 'n pantser laat aantrek. En Dawid het sy swaard bo oor sy klere vasgegord, en toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer het nie, sê Dawid vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer nie, en Dawid het dit uitgetrek. Net tot sover dan die geleese deel. Nou weet die liewe vriende, wat vir my natuurlijk hier wonderlik is en so fascineer, is natuurlijk hierdie feit, en ons wil begin by die einde, as ek dit so kan noem, dis die feit dat terwyl 'n hele Israelse leer vrees vir Goliat, kom Dawid, 'n jong seun, en hy sê vir die manskappe daar, en hy sê vir die koning daar, ek sal teen hierdie reus gaan veg. So die vraag wat dan onmiddellik by 'n mens opkom is, wat is dit wat vir Dawid die oortuiging gee, dat hy hierdie Filistyn kan verslaan, dat hy hierdie reus, waarvoor meer as 30,000 man bang is, dat hy 'n kans staan om hom te kan wen. Wat is dit wat vir hom hiertoe beweeg het? So, ons het nodig om natuurlijk net te gaan kyk ook na wie Dawid was. En u sou vir my sê, wat 'n dom vraag is dit wat jy sou vra? Want jy sien, ons almal het hier die jaalde verering vir Dawid, en met reg ook. Ons almal het hier die prentjie van 'n suksesvolle kind, iemand wie, sou ons sê, met die goue lepel gebore was, want ons het ons nou almal ook daar die pragtige lied al gehoor wat sê, when others saw a shepherd boy, God may see a king. So, ons het baie keer hier die idee dat Dawid was gebore met 'n doel, en dit is waar, maar ons dink soms dat daardie doel het al in vervulling gekom van geboorte af, en alles het net so mooi in plek geval vir Dawid, en daarom het hy die beste en die mees geseënste koning van Israel geword. Vriende, is ongelukkig nie so nie. Ons moet, as ons kyk na Dawid se lewe, dan is dit ongelukkig so, dat Dawid 'n lewe gehad het, waarin almal op hom neergesien het. Almal het hom te gering geskat, vir enigiets om te kan laat doen, of te laat gebeur. Daarom was hy eintlik in almal se oë, maar net 'n skaapwagter. En ons weet, dat skaapwagters in die Bybelse tyd, was glad nie hoog aangeslaan nie. Hulle was gesien as die mees ongeskooldes, die mees ongeletterdes. Al wat hulle goed kan doen, is om 'n klompie skape daar in die veld dop te hou. Nou, Dawid was die jongste seun van 7 gewees, en hy het hierdie opdrag gekry, om die skape vir sy pa op te pas in die veld, en ons kan amper sê, in die woestyn in, weg daar van die huis af. En hoe weet ons byvoorbeeld dat in sy eie huishouding was hy gesien as maar 'n geringe iemand wat nie veel bydra kon lewer nie? Ons sien dit wanneer Samuel, die profeet, na Isaai se huis toe kom en vir hom 'n duidelike opdrag gee. Môre kom ek na jou huis toe, en dan moet daar 'n maaltyd wees, en jou hele gesin moet daar wees. Al jou seuns moet daar wees. So die opdrag was baie duidelik.
Maar toe Samuel die volgende dag daar aankom en die tafel is gedek met heerlike voedsel en al die genooides is daar, moes Samuel uiteindelik uitvind dat Dawid, en natuurlijk Dawid het daarvan geweet, maar Dawid was glad nie eens genooi nie. Hy was nie eens, daar was nie melding gemaak aan hom, dat hy by hierdie ete moes wees nie, want die uitgangspunt was, wat sou Dawid nou na die tafel toe kan bring? Hy weet toch niks, hy is te jong, hy is te onbelangrik, hy gaan geen verskil kan maak nie, so hy mag net sowel maar net daar in die veld bly, en alles sal reg wees. So, nou kan 'n mens vir jou indink, dat as jou eie pa niks van jou dink nie, wat gaan die ander mense van jou dink? As jou eie pa jou ignoreer, en jou nie komplimenteer nie, en nie potensiaal in jou sien nie, hoekom sou ander mense potensiaal in jou sien? So terwyl die gaste na hierdie baie belangrike maaltyd toe kom, sit Dawid in die veld en skape oppas, maar niemand dink hy is belangrik genoeg om daar te wees nie. Dan sien ons later hoe dat Dawid se pa nou vir hom stuur om kos te neem vir sy broers wat in die leermag dien. En dis waar Goliat besig is om hulle uit te daag, die Filistyne is teenoor hulle gelaar en hulle weet een of ander tyd binnekort gaan hier 'n grootskaalse oorlog uitbreek. So Dawid se pa stuur vir Dawid met voedsel om vir sy broers te neem en Dawid doen dit want dit is 'n opdrag van sy pa. Hy kom daar by die slagveld aan en toe hy besig is om sommer ook met die manne te praat, onthou hy is 'n jong seun, maar die doel was ek neem kos vir my broers. Toe kom sy ouer broer Eliab of sy oudste broer dan Eliab kom op hom af en hy praat met die ander soldate en hoor nou wat sê Eliab vir Dawid, jou niks werd. Jy het nou alweer die skape net so gelaat om te kom kyk wat hier op die oorlogsveld gebeur. Jy's 'n niks werd, gaan terug en gaan kyk na die skape. En dan hoor ek eintlik hoe Dawid, ek kry hierdie prentjie, Dawid sê daar vir hom, ek vra maar net, wat is besig om hier aan te gaan, want ek kan nie verstaan dat julle grootse leermag, God se leermag, vrees vir een man nie. En dan sê Dawid daar vir een van die ander manskappe, sê vir meneer die koning, ek sal gaan veg teen hierdie reus waarvoor julle almal bang is. Hulle bring vir Dawid na koning Saul toe, en die eerste ding toe koning Saul vir hom sien en hoor van sy bravade, dat hy wil nou teen Goliat gaan veg, was die eerste reaksie van koning Saul, jy's maar net 'n kind. Hoe kan jy dit waag om te gaan veg teen hierdie reus van 'n man? Jy is net 'n kind. Wanneer Dawid uiteindelik daar teenoor Goliat beland, en Goliat sien vir Dawid, wat is sy reaksie? Dink jy ek is 'n hond? Dat jy met 'n stok na my toe kom? Wie is jy? Ek gaan jou doodmaak. So jy sien, Dawid eintlik sy hele lewe, nou hier het dit sommer so kort agter mekaar gebeur, maar weet jy selfs later, toe Dawid met koning Saul se dogter Micha getroud was, sê die Bybel, toe hy voor die ark gedans het, uit vreugde tot eer van die Here, sê die Bybel het sy vrou hom verag. So met ander woorde, selfs na die sukses van om Goliat te oorwin, en nog ander oorloë vir koning Saul te wen, het sy eie vrou met veragting na hom gekyk, en u weet mos nou, as jou vrou jou verag, en op jou afkyk en jou as niks reken nie, hoe seer dit moet maak, maar Dawid was gewoon daaraan, want dis wat sy pa gedoen het, dis wat sy oudste broer gedoen het, dis wat die koning van hom gedink het, dis wat sy vyande van hom gedink het, en daardie beeld het nie juist veel verander nie, alhoewel Dawid hierdie magtige man van God was. Ons sien baie later in sy lewe, hoe dat een van sy mense daar vir hom langs die pad kry, en hy vloek Dawid. Hy vloek Dawid, en Dawid se manskappe sê vir hom, meneer die koning, moet ons hom doodmaak, en ek dink Dawid was al so gewoon daaraan, dat almal op hom neerkyk, en almal hom verag, dat hy sê vir sy manne, as die Here vir hom gesê het, hy moet my vloek, laat hy my vloek, laat hy aangaan, ek is so gewoon daaraan. So, dit is die Dawid, wat vir Goliat gaan verslaan het. So daarom kom ek terug na die vraag, wat was Dawid se geheim? My vraag is eintlik dit, hoe veg u en ek ons oorloë?
Hoe maak ons wanneer die stryd ewig raak in ons lewens? Wat was Dawid se geheime wapen, wil ek eintlik sê, dat hy kan sien vir hierdie reus van 'n man waarvoor niemand anders kan sien nie. Die Bybel sê vir ons, elke keer as Goliat vir 40 dae het hy opgekom, 3 keer 'n dag dink ek, het hy opgestaan en dan daag hy die slagordes van Israel uit. En die Bybel sê elke keer as sy stem so bulder, dan hardloop die Israelitiese soldate weg van hom af, verder weg van hom af, want hulle is bang. En hier kom 'n seun en sê, ek sal teen hom veg, ek weet nie waarvoor julle bang is nie. Wat is Dawid se geheime wapen? Vriende, dit is dit. En dit is naamlik dat daar in die veld, agter sy pa se skape, het Dawid God leer ken. Onthou, Dawid het gehoor van God. Hy het gehoor van hierdie groot God, wat die volk Israel uit Egipte gelei het, wat 'n see oopgekloof het, wat water uit 'n rots laat kom het, wat manna uit die hemel laat reën het, wat eenvoudig toe daar vyande was van Moses, het God die grond onder hulle laat oopskeer en hulle 300 man en vroue net daar begrawe sonder die hulp van mense se toedoen. Hierdie God wat toegelaat het en toegesien het, dat die skoene aan die voete van die Israeliete en die klere wat hulle aan het, dat dit nie versluit nie, dat dit nie deurwerk nie. Hierdie God wat 'n volk vir 40 jaar onderhou het, sonder enigiemand se hulp. Dawid het van hierdie God gehoor, en Dawid het daar in die veld met hierdie God begin praat, en hy het geroep tot hierdie God, en weet jy wat, God het hom geantwoord. Natuurlijk nie in 'n hoorbare stem nie, maar hier in sy gees het God met hom gepraat. En Dawid het daar agter die skape van sy pa geleer om God te vertrou. En hy het vir God op die proef gestel. So vertel Dawid dan vir koning Saul, hy sê daar was 'n keer, toe 'n leeu op my pa se skape afgekom het, en jy weet wat maak 'n mens, jy weet sommer voor die tyd, as 'n leeu op jou afkom, of jy loop hom tegemoet, jy gee pad. Jy kyk hom nie in die oë nie, jy probeer nie met hom onderhandel nie, jy sorg dat jy uit sy pad uitkom. Maar Dawid sê, dat toe daar 'n keer 'n leeu op my pa se skape afkom, het ek die leeu gewaarsku. En ek het vir hom gesê, as jy nie omdraai en pad gee nie, dan gaan ek jou in die naam van die Here doodmaak. En is asof Dawid wil sê, maar hy het nie geluister nie. En hy het 'n skaap van my pa gevang. En Dawid sê, weet julle wat het ek gedoen? Ek het agter hom aangehardloop. En die eerste ding wat ek gedoen het is, ek het daai skaap uit sy bek uitgeruk, en toe hy my probeer aanval, het ek hom in die naam van die Here verslaan. Hy sê, meneer die koning, dis nie al nie, kom ek vertel jou nog iets. Hy sê, daar was 'n keer wat 'n beer op my pa se skape afgekom het. En hy het probeer om een van hulle te vang, en ek het ook na hom toe gegaan, en ek wil amper sê, ek sit nou sommer by, maar ek wil nie die storie kry, maar ek wil amper sê, Dawid wou vir die beer, het vir die beer gesê, ou beer, as jy net vir ou leeu kon vra, wat het met hom gebeur, sou jy 2 keer dink, voordat jy my pa se skape aanval. Hy lê in elk geval daar ander kant. Maar die beer het nie geluister nie, hy sê, meneer die koning, ek het die beer doodgemaak, in die naam van die Here. Hy sê, so meneer die koning, dat as terwyl jy 'n reus sien, terwyl jy vir Goliat sien, en sy stem hoor bulder, en vrees vir hom, sien ek nog 'n beer, en nog 'n leeu, en ek weet ten minste hoe om hulle te oorkom. Ek doen dit in die naam van die Here. Wanneer Dawid voor Goliat staan, dan sê Dawid vir Goliat, jy kom na my met 'n spies, en 'n lans, en 'n swaard, maar ek kom na jou in die naam van die Here. Dit het nie gegaan oor die gladde klippies in sy sak nie, dit het nie gegaan oor hoe goed hy kon mik met so 'n slinger nie. Dawid het geweet, dat met sy God sal hy hierdie Filistyn oorwin, wat God se metode sou wees, het nie vir hom saak gemaak nie. Die belangrikste was, hy het God leer ken in die veld, as 'n waarmaker van sy woord. En dit, my liewe vriende, was al die tyd Dawid se geheim. Toe hy koning was, sy oorloë, kan u gaan lees, elke keer wat daar 'n oorlog sou uitbreek, het Dawid die Here geraadpleeg. Here, sal ek optrek?
sal ek nie optrek nie. Here, gaan ek hulle oorwin, of gaan ek hulle nie kan oorwin nie? En dit is my so kosbaar, as ek elke keer kyk, na baie van die gevalle, hoe dat God vir Dawid geantwoord het. By kere het die Here gesê, hou terug. Ander kere het die Here gesê, gaan daardie kant om. Ander kere het die Here gesê, wag, totdat ek vir jou die teken gee, dan val jy aan. Dawid het die geheim geleer van om 'n oorlog saam met die Here te veg, om 'n oorlog in die naam van die Here aan te pak, nie in sy eie krag nie, nie met sy eie vermoëns nie, maar in verhouding met die Here. Liewe vriende, nou vra ek weer die vraag, hoe veg u oorloë? Het u al hierdie geheim ontdek, van om in 'n verhouding met die Here te staan, en in die Here te erken in jou lewe, en te weet dat saam met die Here sal jy nooit een oorlog verloor nie, maar dit is om op hom te vertrou, dis om volgens sy metodes die aanval te loods, en nie in jou eie krag nie. Vriende, dit is belangrik. Dit is belangrik dat elkeen van ons as kinders van die Here, dat ons regtig waar sal leer hoe om saam met die Here te beweeg. Dat ons sal leer hoe om 'n verhouding met die Here op te bou, wat in staat is om vir ons deur te dra, deur die donkerste dieptes wat in ons lewe mag kom. Want jy sien, Dawid het daar in die woestyn, in die veld, het hy met God gepraat, het hy geleer, as hy Psalm 23 vir ons dig, dan kan hy vir ons sê, die Here is my herder, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom nie? Want Here, U is met my. Here, of dit 'n beer is, of dit 'n leeu is, of dit 'n reus is, of dit die Filistyne is, of dit watter volk ook al mag wees. Maak nie saak wat die gevaar is nie, maak nie saak of dit my eie vrou is wat my in haar hart verag nie, maak nie saak of dit 'n eenvoudige man langs die pad is wat my vloek nie, maak nie saak wat nie, ek het geleer om saam met die Here uit te trek, om te doen wat die Here vir my sê. Vriende, die Here nooi my en u, hy roep my en u, om in so 'n verhouding met u te kom, dat ons nie moet skrik vir die lewe en sy dinge nie. Ons is mense, ons sal altyd bang word, ons sal altyd bekommernisse selfs opbou, alhoewel die Bybel sê, dit moet nie so wees nie, maar ons is mense. Maar die belangrike is ons verseker daarvan, dat ons as oorwinnaars uit die stryd gaan tree, ongeag wat dit is, wat na ons toe aangehardloop kom. Dawid het daai versekering gehad. Hy het nie 'n spesifieke manier gehad van oorlogvoering, maar die geheime wapen was, die Here is saam met my, en ek trek nie uit sonder dat die Here saam met my uittrek nie. So liewe vriende, ek en u word weer opnuut opgeroep, om net weer ons verhoudinge meer intiemer saam met die Here te maak. Dat ons moet ons nie gereed maak vir die volgende oorlog nie, ons moet ons gereed maak om naby die Here te wees. Ons moet die geleenthede wat die Here vir ons gee, moet ons uitkoop, sodat ons in hierdie tyd waarin ons leef, die teenwoordigheid van die Here kan ervaar in ons lewens, in ons verhouding tot hom, in ons gebedslewe, in die tyd wat ons met die woord spandeer, wanneer ons opgaan na die huis van die Here toe, wanneer ons getuig, moet ons seker maak, dat die Here is in dit, dat niks wat ek doen, is in die vlees, en in my eie krag nie, maar is in die krag van die Here, dis in totale afhanklikheid van die Here. So wat u ook al nou mag deurmaak, ek mag dit dalk glad nie verstaan nie, maar wat u ook al deurmaak, wil ek vandag vir u sê, leer by Dawid die geheim. Dit lê nie in jou krag nie, dit lê nie in al jou ervaring nie, dit lê bloot daarin dat jy besef, sonder die Here is dit te vergeefs. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ek nou sommer net kan bid vir almal, en kan vra u wat weet wat in elkeen se lewe aangaan. Here, wees genadig, wees barmhartig, want Here, die duiwel maak daarop staat, dat ons hom in ons eie krag sal probeer beveg, en ons weet ons kan nie. Dawid sê, dit is in die naam van die Here. Daarom het Dawid in baie psalms kon sê, die Here se naam is 'n sterk en magtige vesting. Die Here se naam is my 'n rotsvesting. Die Here se naam is vir my 'n skuilplek. Here, help ons om ook so vir u te leer ken en te ontdek, as die God wat met ons is,
as die God wat ons oorloof vir ons sal veg, mits ons besef hoe afhanklik ons van U is. Help van ons, wees ons genadig in Jesus naam. Amen. Amen. Weet jy wat dit sal